Het jy ook al 'n ontydige onderbreking ervaar? In Lukas 8 vers 40 tot 56 lees ons van so 'n insident. Jairus het by Jesus gekom en vir Jesus gevra of hy nie na sy huis toe wil kom nie, want sy dogtertjie, wat om en by 12 jaar oud was, het op sterwe gelê. En op pad na sy huis toe word Jesus en Jairus onderbreek deur 'n vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en van agter af gekom het en aan die soem van Jesus se kleed geraak het en onmiddellik genesing ontvang het. Hoe sy probeer het om weer in die skare weg te raak, maar hoe Jesus dan daarop aandring dat die persoon wat aan hom geraak het, homself moes openbaar of haarself moes openbaar, en hoe hierdie vrou al bewende voor Jesus val en haar hele situasie verduidelik en dit aan Jesus bekend maak. En dan sê Jesus vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered." Terwyl Jesus en hierdie vrou besig was om te gesels, terwyl hierdie insident plaasgevind het, kom daar iemand van Jairus se huis by hom en het vir hom gesê: "Moet nie meer die meester lastig val nie, jou dogtertjie het gesterwe." Ek wonder, wat het Jairus ervaar? Jesus gesels met Jairus en hy sê vir hom dat hy nie moet vrees nie, dat hy moet glo, want Jesus het geweet dat hy sy dogtertjie uit die dood uit gaan opwek. Maar hoe het Jairus op daardie oomblik gevoel? Miskien het hy gevoel soos ons soms voel, asof ons onderbreek word terwyl Jesus op pad is na ons toe, asof daar dinge is wat voorval sodat hy nie betyds by my kan uitkom nie. Vriende, sommer so uit die hart uit die mond uit. Kom ons wees waaksaam, dat ons behoefte en ons nood ons nie selfsugtig maak nie. Wanneer ek hierdie verhaal lees, dan sien ek dat hierdie dogtertjie om en by 12 jaar oud was. Vir om en by 12 jaar het Jairus die vreugde van die lewe van hierdie kind geniet. En daarteenoor hierdie vrou wat vir 12 jaar lank al aan bloedvloeiing ly, wat nie die lewe ten volle kon geniet nie. Somstyds moet ek myself net in iemand anders se skoene sit, in iemand anders se storie probeer inleef. Dit sal my groter begrip gee. En tog sal ek ervaar dat Jesus Christus vir my sal doen wat hy ook vir ander doen, want hy's geen aannemer van die persoon nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, indien jy miskien op hierdie oomblik 'n ontydige onderbreking ervaar, laat toe dat dit wat die Here besig is om vir ander te doen, laat dit jou geloof bou, laat dit jou inspireer en laat dit jou motiveer om aan die Here vas te hou. Wees bly oor die wonderwerk wat hulle geniet, oor die deurbraak wat hulle ervaar, en laat dit jou geloof bou. Sommer so uit die hart, uit die mond uit. Vrede vir jou.